Hallo almal, in hierdie video gaan ek nog 3 eksamenvrae oor meetkunde bespreek. Vraag 1. Bereken vir klein a en klein b indien h, m ewewydig is aan j, k. Nou, as ons na ons skets kyk, dan gaan ons sien, daar is darm vir ons gegee, dat hoek JKL is 60 grade, en dan is daar nog 'n klein 2a daar, en dan is daar nog ons b hier by m, en ons het vir 3a en a hierdie kant. Wat ook gegee is daar's ewewydige lyne, en dit het my baie opgewonde gemaak. Nou, onthou nou, daar's 'n A en 'n B, so ons moet nou bietjie vir B vermy, dat ons dalk net sien of ons A se grootte kan bereken. En ons kan wel, want hier by hoek K, daardie hele hoek, en daardie hele hoek daar by M, hulle twee vorm ooreenkomstige hoeke. So ons kan sê, kyk nou mooi, dat hoek NMH is gelyk aan hoek K. En wat is ons rede? Ooreenkomstige hoeke gelyk. En nou gaan ons net invervang. Die hele hoek NMH bestaan uit 3a plus a. En daardie is gelyk aan hoek K. En die hele hoek K bestaan uit 2a plus 60. So nou gaan ek net vir a oplos. So aan die linkerkant, 3a plus a is 4a, is gelyk aan 2a plus 60. Laat die 2a oorloop, 4a minus 2a is 60, 4a minus 2a is 2a. Deel die 2 weg, a is 30 grade. Nou dat ons weet dat a 30 grade is, nou kan ons vir b uitwerk. Nou daar by b, gaan jy nou sommer sien hoeke op 'n reguit lyn. Ons het, ek gaan vir jou wys, kom ek maak 'n ander kleur, daardie drietjies, daai 3, hulle is 3a plus b is saam 180 grade, hulle is aangrensende hoeke op 'n reguit lyn. Nou, 3a plus a is 4a plus b is 180 grade. Maar ons het mos nou net uitgewerk dat a 30 grade is. So in a se plek, in 'n hakkie, vervang ons 30 grade. So ons kry 4 maal 30 plus b is 180. 4 maal 30 is 120. Kom ons los vir b op. So die 120 loop oor. B is 180 minus 120 en b is 60 grade. Vraag 2. ABCD is 'n parallelogram. Bereken die waardes van X, Y en Z. Nou as jy op die skets kyk, sal jy sien dat hulle vir ons gegee het dat FC, die lengte, is gelyk aan DC. En daar's ook gegee 64 grade, dit is C se grootte. Nou die feit dat dit 'n parallelogram is, dis nie op die skets aangedui nie, maar ons weet dat 'n parallelogram het 2 pare teenoorstaande sye ewewydig. En dis belangrik, ons gaan dit gebruik. Nou ons kan begin deur te sê, ons begin mos maar altyd by wat vir ons gegee is. So ons kan sê dat F1 plus X plus hoek C is 180 grade en ons rede hoeke van 'n driehoek. Dan kan ons sê hoek C is gegee 64 grade. 64 loop oor en ons kry dat hoek F1 plus X is 116 grade. Maar wat ons ook weet is dat hoek F1 is gelyk aan X en ons rede is hoeke teenoor gelyke sye. Dus kan ons nou in die plek van F1 X gaan skryf en ons kry X plus X is 116, 2X is 116 en ons deel die X weg, ons deel die 2 weg en ons kry X is 58 grade. In die volgende skyfie, dan gaan ons aan met die som. Ons is nog steeds besig met vraag 2. Nou dat ons weet dat X 58 grade is, het ek om daar vir jou laat invlieg. Nou kom ons kyk.
Stem jy met my saam? Hoek X is gelyk aan hoek Y plus hoek Y. Nou waar het ek nou daar aangekom? Onthou jy reg in die begin het hulle vir ons gesê dat A, B, C, D is 'n parallelogram. En een van die eienskappe van 'n parallelogram is dat die teenoorstaande hoeke is gelyk. So ons weet X is 58, daarom kan ons sê X is Y plus Y. Wat is ons rede? Die teenoorstaande hoeke van 'n parallelogram. Nou X is 58 en Y plus Y is 2Y. Deel die 2 weg en ons kry dat Y se grootte is 29 grade. En die oomblik as jy dit weet, dan skryf jy dit in op die skets. So die laaste ding wat ons nou nog moet bereken, is die grootte van hoek Z. Hy kruip hier weg, daardie hoek. Nou, die eerste ding wat ons hier kan doen, is ons kan sê, dat hoek F1 is gelyk aan hoek C1. En hoekom kan ons dit sê? Kom ons kyk gou. Daar is F1 en daar is C1. En stem jy saam, AD is ewewydig aan BC. Dit vorm ons 'n parallelogram en daarom is daar, kan jy nou mooi sien, hulle twee vorm verwisselende hoeke. En ons weet dat F1 was gelyk aan X en X was mos gewees 58 grade. En hoekom weet ons dit? Want dit was hoeke teenoor gelyke sye. Dus kan ons sê dat C1 is ook eintlik X, is eintlik ook 58 grade. En dan, as ons nou weet dat C1 58 is, daar het hy vir jou ingevlieg, dan kan ons Z bereken, want Z is deel van driehoek FBC, die binnehoeke van 'n driehoek. So ons kan sê dat C1 plus Y, wat 29 is, plus Z is 180 grade, hoeke van 'n driehoek. C1 is 58, plus Y is 29, plus Z is 180 grade. 58 plus 29 is 87, plus Z is 180. Laat die 87 oorloop, 180 minus 87, en Z se grootte is 93 grade. Voordat ons aangaan, as jy baat gevind het, sal jy asseblief die video like, en dan wil ek vra, het jy al subscribe? Of jy is ook baie welkom om kommentaar te lewer, of beter nog, vertel jou vriende van hierdie kanaal. Kom ons gaan aan. Vraag 3. Is lyn AB ewewydig aan CD? Nou hierdie vraag is nou eintlik presies die teenoorgestelde van al die ander vrae. Gewoonlik word daar vir jou gegee dat die lyne ewewydig is. Nou vra hulle vir jou, is hulle ewewydig? Nou wanneer sal hulle ewewydig wees? Wanneer daar verwisselende hoeke gelyk is, of as daar ko-binnehoeke supplementêr is, of as daar ooreenkomstige hoeke gelyk is. Nou kom ons kyk of ons so iets kry. Reeds is vir ons gegee dat hoek E1 is 30. Daarom kan ons sê dat hoek E2 is ook 30 en ons rede regoorstaande hoeke gelyk. En daar vlieg hy in. Verder is dit vir ons gegee dat hoek F1 is gelyk aan 150 grade en dis gegee. Nou kan ons sê, hoek E2 plus hoek F1 is 30 plus 150 en dit is 180 grade. Dus kan ons sê dat hoek E2 plus hoek F1 is 180 grade en hulle vorm ko-binnehoeke supplementêr, daarom is AB ewewydig aan CD. Baie dankie dat jy na my video's gekyk het. Onthou, ek het die hele syllabus vir jou voorberei. Groetnis van my, Juffrou Pythagoras, tot volgende keer.